Vandag, my vriend, is die dag dat ek om my vyeboom gaan skoonmaak. Hierdie vyeboompie, want ek wil dit skoonmaak en dit voed met goeie komposgrond. En hier het ek my voorskootjie aangesit, wat vir my so handig te pas gaan kom, wanneer ek iets wil insit om mee te werk. En nou gaan ek hierdie container gebruik waarin ek al my skoongereedskap ingesit het, toe ek die ander dag dit skoongemaak het, gebere het, met 'n deksel op. En hier is al my gereedskap wat ek sorgvuldig wegsit, sodat dit nie meer reën kry nie. Grafies, meer handskoene, grafies. Ek het mos vertel dat dit so geroes, maar ek het dit skoongemaak en 'n bietjie olie aangesit om verdere roes te voorkom. Hier is 'n messie en skeertjies. Hier is ook 'n tuingrafie en 'n messie. En wat het ek nog gehad hierso? Ja. En dan het ek verskeie klein skeertjies en my skoonmaakmiddel, soos 'n skuurdertjie, 'n harde skuurder. En wat is hier nog in? Dis nog nie die ideale bergplek nie, maar vir my is dit ideaal omdat ek nie spasie het nie. En ek het my permanent marker en ek het my name tags wat ek kan gebruik, vooraf geskryf, Swiss chart. Ek kan enige iets wat ek plant, lettuce, squash, kan ek sit waar dit moet wees, beetroot, en dan, ek dink dis dit. En ek maak van verskillende name tags gebruik. Hier is 'n lepeltjie byvoorbeeld, met die naam jalapeno, en ja, in plastic. Hier is my tuinskeer, wat ek gebruik om dik takke en goed af te knip. Wanneer ek moet snoei, is hy ideaal om te gebruik. So, dit is wat ek gebruik, vriend. Ek wil net vir julle wys waarmee ek werk en hoe ek my tuingereedskap droog en skoon hou op 'n veilige area met 'n deksel op. So reën kan maar kom. My container staan daar, maar daar gaan geen reën in nie. So, wat ek vandag wil doen is, kom ons begin by die begin. Ek is Maggie in die Oos-Kaap. By die nuwe kykers, baie welkom, dat julle tyd spandeer om te kyk. My gereelde kykers, dankie vir gereelde inloer. Ek waardeer julle. En as jy die video tot sover gekyk het, subscribe, like, comment en share. Dit sal baie help en ek waardeer dit. Maar hier het ons 'n stinging nettle en hier moet ek versigtig wees want ek en stinging nettles is nie bevriend nie. Omdat dit verskriklike probleme aan die vel veroorsaak. So ek kry dit uit en ek hou al die droë takke haal ek uit en ek sit in een kant. En hier is 'n stomp. Ja, hier is 'n stomp wat ek hier een kant uithaal. En my tag wat sê victory, ek gebruik sommer 'n houdelepel, soos jy kan sien. Ek maak van enige ding gebruik, van enige iets maak ek gebruik. So, ek gaan net aan met die proses en u is welkom om te volg waarmee ek besig is.
is soms goed om rondom jou vrugteboom skoon te maak, want om meer lig te gee vir die wortels, om voeding, lig en sonlig te kry. En wanneer jy dit wil voed met kompos en fertilizer, dan kry die wortels daardie ekstra voeding om die boom te jaag. So hierdie vyeboom se tyd is nou verstreke en dit is nou tyd om hom te versorg en hom voor te berei vir sy volgende duty. Soos enige plant dit nodig het hierdie vyeboom ook nodig om sy wortels te laat lig en om skoon te maak, sodat die boom beter groei en moontlik 'n beter oes kan lewer. Ja, dis 'n heerlike dag hier in die Oos-Kaap in Port Elizabeth waar ons geleë is. En ons leerders het vandag klaar gemaak met die eksamen, hulle laaste vak. So ek wag nou nog vir die res wat moet kom. En hier aan die ander kant het ek iemand, een van die leerders wat vroeg opgedaag het. Ek gaan net vir julle wys, net so 'n oombliekie. Daar aan die oorkant het ek een van die leerders wat vroeg opgedaag het, besig om plastiek sakkies te vou. Ek gaan julle net wys. Hier is hy besig om die sakkies te vou. En dit is hoe hy dit doen. Hoe dink jy, watter metode het jy gevolg? Het jy vir my net gesê, watse metode? Amper soos 'n pizza. Amper soos 'n pizza. Of 'n koeksuster, of nie 'n koeksuster, is dit 'n watse vou? Pizza se skyfie. O, 'n pizza se skyfie. Okay. En hier is alreeds 'n klomp wat hy gedoen het. Hy is tog te oulik om dit te doen vir my. Terwyl ek besig is om iets anders te doen, is hy besig om van my hierdie plastiek sakkies te vou. En ek waardeer dit. Baie dankie, gaan maar voort met jou werkies. Ek het ook nog 'n werkie wat ek moet doen. Reg vriend, hier gaan ons voort. Dit is waarmee ons vandag besig is. En ek span maar elke keer span ek die leerders in wat hier kom sit om my te help om 'n gedeelte van die werk te doen, maar dit het geen inbraak met hulle skoolwerk nie. Geensins. Soos ek sê, hulle het vandag klaargemaak met hulle laaste vak. Hy sit nou en wag vir sy broer en suster, sodat hulle moet huis toe gaan later en hulle pa hulle kom opdag. Ja, maar terwyl ons iets kan doen, gaan ons doen. Ons gaan nie ledig rondsit nie.
heerlijke dag. Die duivenkoer, hulle is gelukkig. Die son skyn. Ons is gesond, ons is gelukkig en ons is dankbaar daarvoor. So, hier by elke plant in die tuin of hier op die jaard het ek 'n ekstra bottel water om sommer byderhand te hou om die plant wanneer die weer nat te gooi, om tyd te bespaar, om nie op en af te loop om water te tap by die watertank nie. So hier is genoeg water. En hierdie boom is gereed om te wag. Vir die volgende proses wanneer ek kompos en bone meal of chicken manure hierby kan voeg. Dan dink ek hierdie boom gaan baie gelukkig wees en dit kry al nuwe spruit, nuwe groen uitsproeisels. Ek sien dit so gereed vir die volgende groeiproses. Maar laat dit met julle goed gaan waar julle is. Is nogal warm hier so. Die son skyn, maar hier alles is ons dankbaar wat ons kan doen. Gewillige hande wat help. Die ander 3 moet nog kom, so hulle spring nou vry. Maar ek het vir hulle ook bewerk nie. En hulle sal maar moet inspring. Want volgende die vakansie begin. Wanneer begin die vakansie? Vir julle van vandag af? Van vandag af. Die vakansie begin amptelik vandag. En ek sien hulle nou eers oor 3 weke. As ek reg. Ek sien hulle nou eers weer oor 3 weke. So, wat ons vandag kan doen, gaan ons doen. Maar vriend, laat dit met julle goed gaan. Waar julle is, wat julle doen. Wees veilig. Pas julle self op. En ons gesels weer in die volgende video. Totsiens.